Fathers What Kids, dis so lekker om julle weer te sien. Ek kan nie wag om hierdie tyd saam met julle te spandeer nie. Nou, vir die van julle wat my nou nie ken nie, ek is Juffrou Lazel en ek wil nou net hê julle moet weet, julle is so welkom hier by ons. Nou, julle vandag se les gaan so amazing wees, want ons gaan vir God dankie sê vir alles wat hy nou vir ons gedoen het hierdie jaar. Maar julle, ek is eintlik ook so 'n bietjie hartseer. Want vandag is ons laaste Sondagskoolles vir hierdie jaar. Kan julle dit nou glo? Hierdie jaar het eintlik net so vinnig verbygevlieg. Nou, vir die van julle wat ons nou reg deur die jaar gejoin het, wil ek nou net vir julle sê, ek is so trots op julle. Julle het nou lesse op lesse bygewoon. Julle het saam gesing en dans, julle het gebid en julle het beautiful crafts ingestuur. En die belangrikste van alles, julle het nader aan God gegroei. En dit maak my hartjie net so bly. Nou, julle, kom ons begin deur gaan nou te open met gebed. Liewe Jesus, dankie dat U ons bymekaar gebring het vir ons laaste les van die jaar. Dankie vir elke kind wat vandag saam kyk. Here, seën hulle asseblief en help hulle om te konsentreer en nie distracted te word tydens vandag se les nie, sodat hulle werklik iets nuuts kan leer. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê Amen. So okay julle, kom ons kry nou onsself gereed, want ons gaan nou sing en dans vir Jesus met alles wat ons het. En julle, soos ons nou sing en dans, wil ek hê julle moet nou dink aan alles wat God vir julle deur hierdie jaar gedoen het. Okay, is julle gereed? Awesome. Kom ons gee vir Jesus ons heel beste. Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. I'll trust and obey every word you say, 'cause I know that you love me. I'm following your way every single day. I wanna be who you want me to be. You are the life, the truth, the way. So I'll say, hey, every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. Every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. Every day I can trust you, Jesus. Every day I choose to honor you. Every day I can reflect you to others. Every day I am who you say I am. You are the light, the truth, the way. And I'll follow you every day. I'll say, hey, every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. Every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. Hey, every day I choose Jesus, I will follow you. Hey, every day I choose Jesus, I will
Wow, julle, dit was net so amazing. Ek love dit net om saam met julle te sing en dans vir Jesus. Nou, wie is gereed om ons les van vandag mee te begin? Ek weet ek is. Nou, kom ons begin julle. Ek wil julle gou iets vra. Het julle al ooit 'n legkaart gebou? Ja, ek is seker meeste van julle het al. Nou, wanneer mens mos nou 'n legkaart bou en dit mos nou aan mekaar sit, dan sit jy mos nou gewoonlik naby aan dit, sodat jy kan sien wat jy doen en sodat jy nou kan uitfigure waar die volgende stukkie moet kom. Maar julle, sodra jy nou klaar is, dan staan jy ons nou op en jy beweeg nou 'n bietjie terug en dan kyk jy na jou mooi prentjie, né? Want eers dan kan jy mos nou die volle prentjie van die legkaart sien wat jy mos nou sopas gebou het. Nou, julle, ek wil nou hê julle moet aan hierdie jaar wat nou verby gegaan het, amper dink asof dit 'n legkaart is wat nou gebou was. En elke oomblik van vreugde en elke oomblik van iets leer en waar God ons gebede geantwoord het en elke oomblik waar God jou gehelp het toe jy bang of hartseer en siek of confused was. Dit is nou alles legkaartstukkies van hierdie beautiful legkaart wat hierdie jaar genoem word. Nou, soos ons aan die einde van hierdie jaar kom, beteken dit dat ons aan die einde gekom het van die bou van hierdie legkaart. Maar julle, partykeer vergeet ons om te stop en terug te staan en te kyk na hierdie beautiful jaar wat ons gehad het. En julle ook om te kyk na al die beautiful en amazing dinge wat God vir ons gedoen het. So, vandag gaan nou alles oor om presies dit te doen. Vandag gaan daaroor om dankbaar te wees. En nie net dankbaar vir dinge soos speelgoed en aardse goed nie, maar dankbaar wees vir God se liefde en sy beskerming en sy hulp en sy seëninge en sy getrouheid. Want julle sien, in die Bybel praat dit meer as 100 keer oor ons wat moet onthou wat God gedoen het. Wat nou vir ons wys dat dit baie belangrik is vir God. Nou, een van my favourite dele in die Bybel oor om te onthou wat God gedoen het, is toe Josua en die Israeliete deur die Jordaanrivier nou gegaan het. Julle sien, God het Josua en die Israeliete na die beloofde land toe gelei. Maar daar was 'n groot probleem. Daar was 'n groot rivier wat die Jordaanrivier genoem was, wat in hulle pad was. En dit was nou nie net 'n kalme rivier nie. Dit was 'n rivier vol water wat vinnig gevloei het. So daar was absoluut geen manier vir hulle om deur te gaan nie. Maar raai wat? God het 'n plan gehad. God het hulle op 'n amazing manier gehelp om deur die Jordaanrivier te gaan. En toe hulle nou deur was, toe het hy vir hulle gesê om iets baie interessant te doen. Iets wat hulle nou sou help onthou wat hy sopas vir hulle gedoen het. Nou, ek wil hê ons moet gou saam na die hele Bybelstorie kyk, sodat ons presies kan sien wat gebeur het. Nou, terwyl ons na die video kyk julle, wil ek hê julle moet nou mooi oplet op wat God vir hulle gedoen het en wat hulle gedoen het om dit te onthou. So as julle gereed om te kyk na die storie. Awesome. Kom ons kyk dit gou saam. Stories uit die Bybel. Josua en die Israeliete gaan deur die Jordaanrivier. Hierdie is Josua. Josua was die leier van die Israeliete, wat die mense van God gelei het om in die beloofde land in te gaan. Yeah, let's do it! Josua het almal reg gekry om deur die Jordaanrivier te gaan, want dit was die laaste ding wat tussen hulle en die land wat God vir hulle beloof het gestaan het. Alright! Right here, okay! Hulle het vir 3 dae langs die rivier gekamp en gewag, net soos die Here vir hulle gesê het. Maar hierdie tyd van die jaar was die Jordaan gevloed en het gevloei met soveel water dat dit onmoontlik was om net deur te loop.
The Lord said, "Let there be light." Hey, priest. Yes. Come on. God sê toe vir Joshua om vir die mense te vertel dat die priesters die ark van die verbond moet dra. En die mense moet lei deur die water. Hy sê die priesters moet sommer direk in die vinnige water instap. Where? En as hulle dit doen, sou die water ophou loop. Soos die priesters hulle voete in die rivier gesit het die water toe ophou vloei. Die priesters het op droë grond gaan staan met die ark van die verbond en al die Israeliete kon veilig tot aan die ander kant loop. Alright. Toe sê God vir Joshua om 12 manne, een uit elke stam van Israel te kies. Okay. Hulle moes 12 klippe optel van die plek waar die priesters gestaan het. Toe alles klaar was soos God gesê het, toe roep Joshua die priesters uit die rivier uit. We're good. Come on. Soos hulle uit die Jordaan gestap kom, stroom die water weer terug, net soos dit was. Die mense het die 12 klippe saamgevat na hulle kamp toe en dit daar neergesit as 'n gedenkteken, sodat al die kinders en kleinkinders later kan onthou hoe God sy mense op droë grond deur die Jordaanrivier gevat het. Wow, julle, was dit nie net so 'n kragtige storie nie? Nou, julle, kom ons praat gou 'n bietjie oor wat ons sopas eintlik gesien het. Toe die Israeliete nou deur die Jordaanrivier moes gaan, het God hulle nie net nou op 'n boot gesit en gesê, ag, daar gat julle nie. Hy het die water heeltemal gestop, sodat hulle op droë grond kon deurloop. Nou, julle, dit wys ons net weer eens, ons God is regtig so almagtig en niks is vir hom onmoontlik nie. Nou, nadat hulle oor die droë grond geloop het God vir Joshua gesê om iets spesiaals te doen. God het hom beveel om 12 mans te kies, een uit elke stam, en hy moes vir hulle sê om 12 klippe uit die middel van die rivier op te tel. Nou kan julle onthou hoekom God hulle beveel het om dit te doen. Ja, want daardie klippe sou gebruik word om 'n gedenkteken te bou, sodat hulle en al die nageslagte wat kom, die wonderwerk wat God vir hulle gedoen het kan onthou. Nou, God het vir hulle gesê om dit te doen, want julle, God weet iets oor ons as mense. Jy sien, hy weet dat ons mense maklik vergeet. Julle sien, ons as mense is geneig om te vergeet hoe God ons gehelp het toe ons bang was, of hoe hy ons gebede geantwoord het, of hoe hy ons beskerm het, en hoe hy ons families geseën het. Maar julle, wanneer ons iets doen om onsself te herinner, dan vergeet ons darm nie wat God gedoen het vir ons nie. Nou, die rede hoekom dit so belangrik is om te onthou wat God vir ons gedoen het, is omdat dit help ons om te besef hoeveel keer God ons nou al gedra het en ons beskerm het en ons gebede geantwoord het en ons vertroos het en ewen genees het. En julle, sodra ons nou besef hoe God so goed is vir ons en hoe amazing hy is, dan maak dit ons hartjies eintlik so dankbaar teenoor hom. En om dankbaar te wees is baie belangrik vir God. Nou, julle, nog 'n rede hoekom dit so belangrik is om te onthou, is omdat dit ons geloof bou. Julle sien, wanneer jy nou vir iets glo, of dit nou vir jou gesondheid is, of finansies, of hulp van God af met iets, en jy kyk terug nou, en jy onthou wat God vir jou in die verlede gedoen het, dan bou dit jou geloof om te glo dat God dit weer vir jou sal doen, en hy sal weer vir jou deurkom met dit wat jy nou nodig het. So julle, vandag wil ek hê, ons moet presies doen wat God vir die Israeliete gesê het om te doen. Ons gaan nou terugdink en onthou wat God hierdie jaar vir ons gedoen het, sodat ons dankbaar kan wees vir alles wat hy nou vir ons gedoen het, en sodat ons nou ons geloof kan bou vir die nuwe jaar. So, kom ons vat gou 'n oomblik om presies nou dit te doen. Kom ons staan nou terug en kyk na hierdie hele legkaart wat hierdie jaar genoem word.
Dink nou aan die oomblikke waar God jou gehelp het, julle. Dink aan 'n tyd toe God jou veilig gehou het. 'n Tyd toe God 'n gebed geantwoord het vir jou. 'n Tyd toe God jou vertroos het. En dink aan 'n tyd toe God vir jou voorsien het vir iets wat jy nodig gehad het. En 'n tyd toe God jou gesin gehelp het. En dink aan 'n tyd toe God jou vreugde gegee het. Nou, julle met dit alles nou in gedagte, die manier hoe ons nou gaan onthou wat God vir ons gedoen het, en vir hom wys dat ons dankbaar is daarvoor, is deur dit neer te skryf. Julle sien, vandag gaan ons hierdie kraft maak. En op dit staan dit, onthou 2025. En dan kan julle sien, daar is so 'n mannetjie wat daar staan, en daar is 'n speech bubbeltjie, en op die speech bubbeltjie julle staan daar, hierdie jaar het God. En dan staan nou 'n paar lyntjies oop, maar nou nie op myne nie, want ek het klaar dit ingevul, maar in hierdie lyntjies julle gaan julle nou dinge skryf, wat God vir julle gedoen het hierdie jaar, en waarvoor julle dankbaar is. So, kom ek gee julle 'n voorbeeld wat op myne staan. Hierdie jaar het God my van griep genees. Kom ons kyk na die volgende een. Hierdie jaar het God my gesin gesond gehou. En wat's volgende? Kom ons kyk. Nog 'n voorbeeld. Hierdie jaar het God my gesin veilig gehou. En wat nog? Hierdie jaar het God my gehelp om nuwe vriende te maak. OK, so dan gaan julle nou dit vir my doen. En ek glo, hierdie gaan ons definitief help om te onthou wat God hierdie jaar vir ons gedoen het, en dat ons net dankbaar is vir alles wat hy nou vir ons gedoen het. Nou, kom ek wys julle nou gou hoe om hierdie kraaf te maak. Ek kan nie wag om te sien hoe julle crafts gaan uitdraai en wat God vir julle hierdie jaar gedoen het nie. Nou julle, al is dit nou die laaste les van die jaar, kan julle nog steeds julle crafts instuur deur dit in die comment section van ons craft post op Facebook te los. Ek sal dit dan daarso nou bymekaar maak en dan sal ek dit met julle deel in ons eerste les van volgende jaar. En so gepraat van julle crafts deel, kom ons kyk gaan nou hoe julle gedoen het met laasweek se craft. Wow, julle crafts lyk so amazing. Julle het julle crafts nou so mooi en kleurvol laat lyk. En ek moet sê, julle het regtig hierdie jaar met julle crafts my so surprise, want julle het so goed gedoen. Julle is regtig so kreatief en talentvol en ek waardeer werklik al die harde werk wat julle hierdie jaar met julle crafts ingesit het. Nou voor ons gaan in ons les afsluit, kom ons sing nou gou-gou een liedjie nog saam met mekaar vir Jesus.
En soos ons hierdie liedjie sing julle, wil ek hê julle moet nou all out gaan en vir Jesus wys dat julle nou dankbaar is vir alles wat hy hierdie jaar vir julle gedoen het. Is julle gereed? Okay, let's go. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and his ways, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Though we are sinners, he still gave us worth. God sent his son to live here on the earth. He healed the sick, he made blind men see. He led the lame walk and he set the world free. He died on a cross and he rose from the grave. He conquered sin, he is mighty to save. He went to heaven and he's coming back. God's word is true, but if it's attacked, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1 plus 1 plus 1 equals 1. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1 plus 1 plus 1 equals 1. I want the world to know about my God. I wanna live so the whole world can see that my heart has changed, I'm forgiven and new. If people need proof, may they see it in me. Let's look the world in the eye. Let's look them in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. I'm not afraid because God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Wel julle, ons het aan die einde gekom van ons laaste les van die jaar. Ek hoop julle het nou net saam met my geniet en dat julle nou herinner is aan hoe amazing en getrou God hierdie jaar vir julle was. Nou kom ons sluit gou af met gebed. Here Jesus, dankie dat U hierdie hele jaar by ons was en ons gehelp het om amazing waarhede uit die woord te kon leer. Dankie dat U ons hierdie jaar gehelp het om nader aan U te groei. Dankie dat U ons beskerm het, ons gelei het en ons harte met vreugde gevul het. Ons is net so dankbaar vir alles wat U hierdie jaar vir ons gedoen het. En Here, soos ons met vakansie gaan, hou ons en ons families asseblief veilig. In Jesus naam bid ons dit. En ons almal sê, Amen. So julle, dis ons les vir vandag. Onthou nou, net omdat Sondagskool met vakansie is, beteken dit nie dat jou verhouding met Jesus met vakansie is nie.
So hou aan bid, hou aan tyd saam met Jesus spandeer en hou aan om julle Bybels te lees. Ek hoop julle het nou die beste vakansie ooit. Ek sien julle weer in die nuwe jaar. Bye bye julle!